gaan vanaand aan met die 10 gebooie. Die 4de gebod. Exodus 20 verse 8. Terwyl jy soontoe blaai, hierdie gebod spreek teen ontheiliging, verheidensing, ontwyding en skending van die Sabbat. So jy kan hoor dat dit 'n geweldige saak is. Exodus 20 vers 8. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. In die eeue wat verby is hierdie gebod Sondag na Sondag afgelees. En ek weet, in my eie grootword tyd, was dit so gewees dat op die Sondag, maak nou nie saak of dit die regte dag was, of nie. Het gaan oor die prinsip, los nou maar die dag. Maar op hierdie spesifieke dag, het niemand gewerk nie. Daar was nie 'n winkel oop. Daar was nie 'n kafee oop nie. Alles was toe. So groot. En die mamas en die meiskinders geleer, dat op die dag werk jy nie eens met naald te gare nie. En my ouers het Saterdag die kos gaar gemaak vir Sondag. Sy het nie eens kos maak op 'n Sondag. Later het dit begin verander. En dit het jaarliks begin verander. Later het die Griek oopgemaak. Hy het daarom nou so 'n bietjie net so voor kerk toegemaak en dan weer na kerk weer oopgemaak en so. So daar het die ding het skiet gegee. Hy het stadig maar seker ontheilig geraak. Hy was nie meer eenkant gesit nie. Hy was nie meer hierdie kosbaarheid waar ons kan sê ons sny ons af van hierdie wêreld en ons hardloop in en ons gaan sit by mekaar en ons lofprys en ons bid saam en ons loof vir hierdie kosbare oomblik wat hy vir ons gereserveer het binne in hierdie groot geheel. En gaandeweg het hierdie ding al meer en meer skiet gegee. En vandag is daar geen onderskeid nie. Niemand maak meer 'n onderskeid. Al die dae en die nagte is presies dieselfde. En so ons praat hierso van dat hierdie gebod spreek teen ontheiliging van die Sabbat. En die Sabbat is verheidens. Ek gaan nou vir u wys hoekom ek so sê. En die Sabbat is 'n gewyde dag, gewyde tydperk, gewyde, diep gewyde tydperk. En die skending van hierdie gebod is ongelooflik. Nou kan ek vanaand vir u sommer uitdruklik so van die staan, sommer so van die wegspring oomblik af vir u sê, dat die skending van die Sabbat, het ons in diep moeilikheid. Spesifiek. En ons sal daaroor praat, so 'n bietjie later. Hierdie Sabbat is natuurlik ook 'n teken van rus. Maar dit is ook 'n groot dag. Dit is 'n dag waarin daar magtige verheerliking moet opgaan vir Vader, omdat hy die planeet uit die hande van die Satan geruk het en hom weer gerestoreer het. So die Sabbat het nie in die woestyn begin nie. Die Sabbat het nie sy ontstaan gehad op die berg Horeb nie. Die Sabbat is 'n rus. Dis die rus van die Elohim. Jy moet verstaan dat waar die Satan los is, kan daar geen rus wees nie.
Dit beteken dat voor die Satan ingemeng het, was die Adam binne in die Sabbat. Hy was binne in die rus van die Elohim. Hy was binne in die beskerming. Hy het inderdaad gesit in die skaduwee van die Allerhoogste. Dit was die plek. So wanneer ons dan in die Sabbat ingaan, dan moet jou hart en jou siel, jou heel gemoed, moet brand om 'n heerlikheid te laat opgaan, omdat sy majesteit hierdie Sabbat gereserveer het. Hierdie Sabbat waarvandaan ons uitgeval het hom gereserveer, het hom in stand gehou. Ons is op pad na daardie Sabbat. 'n Sabbat waar ons vrygemaak sal wees van die bande, van die demoniese aktiwiteite, van die trane, van die ongeluk, van die dood. So pragtig sê die koning, dood, waar is jou angel? Wanneer sal dit wees? Die sonde het die dood gebring, die ongehoorsaam het die dood gebring. Wanneer ons gerestoreer gaan word en teruggeplaas word binne in hierdie rus, die Sabbat, want dis wat dit beteken, die rus van die Elohim, is ons weer terug in die oorspronklike staat van heerlikheid, waarvandaan ons uitgeval het. Nou geliefdes, dit beteken ons dan nou net een ding. Wanneer Vader sê, gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig. Hoekom? Want ons is op pad terug die kant toe, na hierdie Sabbat. Gedenk die Sabbat. Met ander woorde, dis 'n Sabbat wat bestaan het. Jy kan tog nie iets gedenk wat nie bestaan nie. So hierdie magtige omgewing van die Elohim, waarin ons praat, van die rus van die Elohim. Dit is die Sabbat wat ons moet gedenk. Hy gaan verder en hy sê dat jy dit heilig. Dat jy dit heilig, hierdie dag. Nou sê ek vandaan vir u, hierdie gedenkdag, die Satan het hom in die hande gekry. Hy is verheidens, hy is ontheilig. Er is baie manne wat karring oor die dag waarop die Sabbat val. En ons sal later daaroor praat. Ons is so behep geraak met 'n dag, dat hierdie gedenkaksie, hierdie verheerliking, het heeltemal verlore gegaan. Jy moet onthou dat die planeet was eerstens gerestoreer. En hierdie restaurasie was 'n enorme ingryping deur die hand van die Almagtige. Ja, enorm. En ek wil die gedagtes vasvang vanaand. Jy kan nie in die Sabbat ingaan voordat jy nie gerestoreer is nie. Jy moet gaan sien, nadat die planeet gerestoreer is, het daar 'n Sabbat begin. Die Elohim het in sy Sabbat ingegaan. Hoekom? Want die werke van die Satan was vernietig. Die verwoesting wat die Satan aangerig het, is herstel. Die Elohim was in beheer van die planeet in totaliteit, as ek dit so mag stel. En waar hy is, waar hy in beheer is daar rus. Volmaakte rus. Wat het daarvan geword? Na ons uitvallery uit die heerlikheid uit. Vir 'n kort rukkie het hierdie volk in die woestyn op die Sabbat met 'n verwagting gesit en kyk na die wolk wat oor hulle hang. Daar was nie 'n slange en skorpioene in die laar nie. Hulle was volmaak versorg. Hoekom? Hulle was binne in die Sabbat van die Elohim. Hulle het hierdie heerlikheid gedenk. Ons is nie naaste by meer daar nie. Nie naaste by nie. As ons nou eerlik wees, geliefdes, wanneer het ons
en dit sluit ons in wat vanaand hier is. Wanneer het ons op die Sabbat, maak nou nie saak op watter dag wat ons ook gekies het nie, sal dit weldra uitgesorteer kry. Wanneer het ons op hierdie dag hierdie heerlikheid met mekaar bespreek en mekaar daaraan herinner dat hierdie is eintlik 'n gedenkdag oor die heerlikheid. Wanneer het ons dit gedoen? Die vraag is, watter rus kan daar onder die gesag van die Satan wees? En wat 'n soort Sabbat wil jy hier hou, terwyl die Satan nie gebonde is nie? Wat 'n soort Sabbat? En as jy in jou Sabbat sit, sê net vir my, hoe lief het jy jou naaste? Alles is verkeerd. Die Elohim het niks met jou emosies uit te waai nie. Hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as jy dit nie doen nie, dan skend jy die gedenkdag. Dit is eenvoudig. Tweedens, moet hierdie geslag dus ook nou gerestoreer word. Want as 'n mens kyk na haar optrede, na haar leefwyse en alles wat sy doen, dan sien jy die vinger van die Satan binne in hierdie geslag. En miskien is dit skurf om dit te sê, maar kom ons sê dit dan nou maar. As die Satan se hand nie in die geslag was nie, hoekom het sy al hierdie werke gedoen? Hoekom doen sy juist dit wat lynreg in stryd is met Vader se instruksies en sy gebod? Hoekom doen sy dit? As die Elohim sê, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie verbaster nie, dan doen sy juist dit. So, wat ons sê is dat die hele geslag, Jesaja praat van 'n verdraaide geslag, jy moet hoor vandaan, dis 'n verdraaide geslag, mislei, belieg, van die pad af verlei. Dis beteken dit, sy moet gerestoreer word. Sy kan mos nie in hierdie toestand in die Sabbat gaan nie, net so min as wat daar 'n Sabbat kon wees, terwyl die aarde onder beheer van die Satan was, net so min. So Vader moes hierdie duisternis skei, hy het gesê, laat daar lig wees. Die skrifte sê, en hy het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Wie is die lig? Yeshua leer vir ons in die Johannes Evangelie, ek is die lig wat in die wêreld gekom het. Met ander woorde, die gesag het hier ingekom. Die duisternis, die nokas, is uitgedryf weg van hierdie plek af. En daar was 'n heerlike samesyn van hierdie Adam en die Elohim in daardie plek. Dit word genoem Sabbat. Daarom in die Nuwe Testament verwys Messia na hierdie ongelooflike oomblik wanneer die Fariseërs vir hom vra oor hy die man met die verdorde hand genees het. Dat jy is 'n Sabbatskender, sê hulle vir hom. En dan vra hy vir hulle, wat doen jy as jou een skaap op die Sabbat in die sloot val? Weet jy van wie praat die koning? Hy praat van Adam. Hy het net daai een skaap. Hy sê, op my Sabbat het jy, Satan, my een skaap in die sloot laat val. En dan gaan hy verder. Hy sê, wat doen jy? Ja, sê die Fariseërs, jy haal hom uit. Op die Sabbat. Uit die sloot uit. Jy moet mooi hoor. Vader is nog steeds in die Sabbat. Want waar hy is daar rus. Hy is nog nie buite die Sabbat nie. Maar sy skaap is buite die Sabbat. So hy moet op sy Sabbat waarheen gaan? Sloot toe. Om wat te doen? Om op die Sabbat
sy skaap, wat in die sloot is, uit die sloot uit te haal. Daarom sê hy vir hulle, hierom werk my Vader tot nou toe, en ek ook. So jy kan sien, dat hierdie volk, kan nie in die Sabbat ingaan, as hy nie gerestoreer word nie. Daarom is die evangelie van die koninkryk so belangrik. En daarom is hierdie Sabbatgebod so verskriklik intens. Dit is die oomblik wat ons by mekaar kom sit, as die wat op pad is, om 'n volmaakte restaurasie te belewe, om by mekaar te sit in hierdie gedenkdag te hê, en Vader te verheerlik oor hierdie toekomstige Sabbat waarheen ons op pad is. Die vraag is weer, hoe diep is hierdie aksie van die Elohim ontheilig? Hoe? Kom ons stap bietjie aan. Genesis 2 vers 3. Hoor wat doen sy majesteit. Jy moet nou luister hierso. Ek praat lank voor die Exodus. Ek praat lank voor Israel uit Egipte uitgetrek het. Lank voor dit. Genesis 2 vers 3. En Elohim het die 7de dag geseën en dit geheilig. Omdat hy daarop gerus het van al sy werk, wat sy majesteit geskape het, deur dit te maak. Dit is nou in ons vertalings so geskrywe. Maar jy moet verstaan wat ek vanaand vir u sê, dat die Elohim is nie buite die Sabbat ooit nie. Verstaan nie? Hy is die Elohim, hy is die oppergesag, waar hy is daar rus. Wat sê Psalm 23? Jahwe is my herder, niks sal my ontbreek nie. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Jy kan sien, hy is die rus. Hy is die Sabbat. Dit is so kosbaar. Ek weet daar sal 'n verskil hieroor wees. Want dan is maar daar maar 'n verskilletjie wees. Feit van die saak is, niemand gaan my anders oortuig nie. Buite die Elohim se rus, het jy nie rus nie. Daar's geen manier. Die woord Sabbat, die Hebreëus Sabbat, beteken rus, om te rus. Nou, mens kan die hele week hardloop en hier by donderdag voel jy lus om te rus. Jy kan seker nou maar 'n bietjie aanloop rus, maar dis nie waarvan ons praat nie. Hierdie rus is baie intens. Dit is wanneer ons by mekaar kom sit en ons rus binne in die heerlikheid van die Here. Diep in sy rus. Hierdie Sabbat is beveel deur sy majesteit om op die 7de dag gehou te word. Nou hieroor is daar baie arm gedruk, en hieroor is daar baie vyandskap gemaak, en hieroor is daar baie broedertwis aan die gang, maar ons gaan nie nou vanaand daaroor praat nie. Die feit van die saak is, die Elohim het die 7de dag geseën en dit geheilig, afgehandel. Dit beteken dat ons moet gaan kyk, hoe het hy die 7de dag vir ons bepaal. Die res kan snippermandjie toe gaan, wat my aangaan. En hierin moet die uitverkorenes rus van 'n 6 dag arbeid. Maar hier is 'n ding hierso. Dis nou 'n 5 dag. Niemand werk meer op die 6de dag nie. Niemand nie. Maar die Elohim het gesê, 6 dae moet jy werk. Nie waar nie? Oeps. Soos hy sê, jy moet 6 dae moet jy werk. Nou werk ons net 5. Hy werk net 5,5. En die onderwysers werk net 5 halwes. Dis daarom nou nie heeltemal waar nie. Onderwyser werk om die horlosie. Prys sy naam vir die mooi onderwysers. Maar
Jy moet hoor. Jy moet hoor. Vader sê, 6 dae moet jy arbeid. Maar ons is nie daarmee besig nie. Kom geliefdes. Dit is nie iemand nie, die Elohim het gesê. So ons is nie daarmee besig nie. Maar ons wil beskerming hê, ons wil geseënd wees, ons wil die reën op sy tyd hê, ons wil 'n kort wintertjie en 'n lang somer hê, en. Maar kyk nou net, waar is ons? Waar is ons? Jy weet daar's 'n tipe. Hierdie Sabbat wat ons het op die 7de dag, dis 'n tipe van die rus, waarin die uitverkorenes sal ingaan. Hy is net 'n tipe. Weet julle wat 'n tipe? Hierdie tipe, hierdie Sabbat sal 'n werklikheid word. Wanneer? Wanneer die geslag gerestoreer is. Ja. Nou, Hebreërs 4 vers 9. Aan die einde van hierdie dispensasie, aan die einde, wanneer ons uit die sloot uitkom, dan gaan ons in die rus wees, in die Sabbat wees, in die teenwoordigheid van ons Vader. Maar Hebreërs 4 leer vir ons in die 9de vers so. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir hierdie volk van Elohim. Daar bly 'n Sabbatsrus oor, 'n dag. En 'n dag is soos 1000 jaar. Wie van julle het geweet dat Joshua gaan vir 1000 jaar regeer? Weet jy dat dit gaan 'n Sabbat wees? Kan jy dit sien? As jy daarmee sukkel praat met ons daaroor. Dit is baie eenvoudig. Dit is 'n passie. Dit is so oop soos 'n boek. Dit is heerlik. Hierdie gebod van die Sabbat word nie pertinent in die Nuwe Testament genoem nie. Messia het hom ook nie daar genoem nie. Dit is baie interessant. Dit is baie interessant dat hy hom nie daar noem nie. Weet jy waarom? Hy het dan uit sy Sabbat uitgegaan, na die sloot toe. Hy is besig om sy volk uit die sloot te kry, vir die Sabbat. Hoor jy dit? Daar is hy. Sien, hiermee kan maklik gesê word, dat onder die Christenbedeling, dit nie meer bindend is, om die Sabbat te hou nie. Nou kom ons kyk na die wesenlikheid, die praktyk hier buite. Sê net vir my, sien u hoegenaamd, dat die Sabbat hier gehou word, soos die Elohim gesê het, dit moet wees. Sien u dit hier buite? Maar jy moet nie vergeet nie. Jy moet nie vergeet nie. Hulle sê, hier is 40 miljoen Christene in Suid-Afrika. Maar ek sien dit nie. Ons kom daarby. Alle types word eers verwerklik, wanneer dit 'n werklikheid word. Nou, die 7de dag Sabbat wat ons hou, was 'n gedenkdag. Ons gedenk die Sabbat van die Elohim. Verstaan jy dit? Daar sê. Maar dis 'n tipe van die groot Sabbat van die Elohim. So hierdie tipe is op pad om 'n werklikheid te word. Verstaan jy hoe mooi? 'n tipe word eers verwerklik wanneer dit 'n werklikheid word. Maklik om te verstaan? Die 7de dag in die gebod typeer dus ook 'n rus, tesame en in die glorie van die Elohim. Hy typeer. So wanneer ons in hierdie Sabbat bymekaar is dit 'n tipe. Ons gedenk die dag, want daar gaan 'n dag kom wat ons so gaan wees in die teenwoordigheid van ons koning.
Heerlik om na uit te sien. Dis hoekom dit so kosbaar is, dit is so magtig. En dis die middelste gebod. Dis die middelste gebod. Dis moet die morele en die passievolle onderhouding van die Sabbat voortduur tot en met die instelling van die koninkryk van Yeshua. Met ander woorde, hierdie gedenkdag, hy moet in momentum bly, want dis in hierdie dag wat ons siele uitreik na die heerlikheid wat wag. Dit is waar ons mekaar bedien, dis waar die lofprysinge opgaan. Dit is waar ons mekaar leer om stil te wees in die teenwoordigheid van sy majesteit, waar ons bo oor die grense van verskille heen om lief hê en mekaar bemin met die liefde van Yeshua Messia. Dis hoe die Sabbat moet wees. Dis 'n gedenkdag, want ons is op pad na die ware Sabbat. Eksodus 20 vers 9. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag mag jy geen werk. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Sal nou daarby kom. Jy sal opmerk dat die vrou word nie hier genoem nie. Die ou girl moet spit. Nee, dit is nie heeltemal waar nie. Trek net so 'n bietjie aandag hier na my toe. Jy sal opmerk dat hy sê nie jy en jou vrou nie. Hy sê jy en jou seun en jou dogter. En dan gaan hy nou hier af, nie waar nie? Maar hy noem nie die vrou nie. Weet jy waarom? Weet jy waarom? Die rede waarom die vrou nie genoem word nie, is omdat sy een is met die man. Sy is nie 'n losstaande persoon nie. Sy is een. Genesis 5 vers 2. Man en vrou het hulle geskaap en hulle geseën en hulle Adam genoem. Man en vrou. Vader maak nooit foute. Hierdie is hoogs sensitief, omdat sou iemand leeg lê op enige ander dag, is hy of sy dis net so skuldig as die oortreder van die Sabbat. Ek wil dit net verduidelik. En jy leeg lê in die week, is jy skuldig. Die Elohim, jy moet werk. Nou hierdie ou lê nie leeg in die week nie. Hier nou. Maar hy ontheilig die Sabbat. Nou sê die skrif, hy is net so skuldig soos die ou wat leeg lê. Fyn lyn, nee. Ja. Ja. Joshua 24 vers 15 het 'n mooi uitspraak van hoe dit gedoen moet word. Maar as dit verkeerd is in julle oë om Majesteit Jahwe te dien, dis nou al hierdie gebooie, want dis hoe ons hom kan lief hê, met 'n volmaakte liefde, as ons hierdie gebooie, wanneer ons hierdie gebooie omarm en dit elke dag in ons lewe fisies oprig en daarvolgens lewe. Nou sê Joshua, maar as dit verkeerd is in julle oë om Majesteit Jahwe te dien, as dit vir julle verkeerd is, hoor wat sê hy? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Want julle kan nie sê, ek dien die Elohim, en dan hou julle nie sy gebooie nie. Hierdie gode, as julle vaders oor kan het Eufrat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, maar ek in my huis, ek in my huis, ek in my huis,
ons sal die Elohim dien. Dat is hy. Ek in my huis. Nie is die keuse. Maar julle kan nie die Elohim so goed die kant toe vat as julle hom nie aanbid nie. Dan moet julle hom los. Dis hoe erg dit is. Dit is vreeslik om te dink dat die hele plek hier buite loop met die testament van die Elohim rond en hulle is nie eens erfgename nie. Maar ons moet bietjie praat oor hierdie ding wat bietjie aan die krap vanaand, want binne die Sabbat is daar iemand wat hier toegelaat word en hy sê of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Nou sê ons, wie is hierdie vreemdeling? Wie is hierdie vreemdeling? Verwarring, hier is te wyte aan die verbreeking van die naaste-liefde gebod. As jy dink die vreemdeling is buite jou ras, dan verbreek jy die naaste-liefde gebod. Jy kan nie so dink nie. Tog logies. Die naaste-liefde gebod sê ons, wie is jou naaste? So, as jy nou daar iemand het wat nie jou naaste is nie, op die Sabbat nie, dan skend jy die Sabbat. Kan jy dit nie verstaan nie? Jy skend die gedenkdag. Dis mos eenvoudig. Die woordjie ger, wat vreemdeling impliseer. Ger in die Hebreëus. Jy kan hom skryf soos ek hom sê, G-E-R, ger. Hierdie ger beteken letterlik gas of gaste. Okay? Hoe kan 'n volksvreemde saam in die gedenkdag betrokke wees? Maar hoekom lees hulle hom so? Die vreemdeling, die vreemdeling is nou die wat nou nie lyk soos wat jy lyk nie. Hy glad nie jou naaste nie, maar hy is deel van die gedenkdag. Dis absurd. Kan jy dit sien? Verstaan jy die vreemdeling nou? Eintlik kort en kragtig. Die volgende teksie het vir baie mense 'n groot struikeling geword. Nou kom ons kyk net, dit handel oor hierdie vreemdeling kwessie binne die Sabbat. Jesaja 56 verse 6. En die uitlanders wat hulle by die Elohim aangesluit het. Die New Age hou baie van hierdie ene. Die uitlanders wat hulle by die Elohim aangesluit het om hom te dien en om die naam van sy majesteit lief te hê, deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, fyn luister, verse 7, hulle sal ek bring na my heilige berg, dis die koninkryk, berg is koninkryk, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis, van gebed, hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. En hier sê hulle daar sy. Nou mag die uitlander in die Sabbat inkom, en as in die Sabbat inkom is 'n deel van die erflating, en so meer, en hy het dus reg op die ewige lewe. Die uitlanders, Neikor, in Hebreëus, net so foneties skryf as jy wil, die uitlanders, Neikor, is die volgende. Hierdie uitlanders. Jy weet, as 'n boerkind 10 jaar in Australië is hy 'n uitlander. Is dit reg? Is dit reg? Ja. En as hy 20 jaar in Brittanje is 'n uitlander. Hoekom? Uitland. Hy's in 'n land, hy woon nou in 'n land waar jy nie woon nie. Dis wat die woordjie impliseer, hy's 'n uitlander. Dit beteken nie, hy is van 'n ander ras nie.
Want hoor mooi wat sê Jesaja. Elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. Dis vir ons nou duidelik. Kan ons net asseblief ophou sukkel nou met hierdie uitlander besigheid. Onthou, destyds het hulle net so geïmmigreer na die lande rondom, soos nou. Selfde ding. Nou wanneer hy daarvan af terugkom, het hulle hom wat genoem? 'n Nykor. Hulle sê hy's 'n uitlander. Nie van die vreemde ras nie. Dis tog so eenvoudig. Die skrifte verklaar homself. Kom ons kyk. Onthou Deuteronomium 30 vers 3. Dan sal Jahwe jou Elohim jou lot verander en hom oor jou ontferm en hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen hy jou verstrooi het. Dis uitlanders. Hulle kom weer terug na sy majesteit. Die 11de versie van Jeremia 30. Want ek is met jou, spreek sy majesteit, om jou te verlos. Want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verstrooi het. Maar aan jou sal ek geen einde maak nie. Maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Hoor jy mooi sê hy dit? Nou hoekom sukkel die mense so? Dis so kosbaar duidelik. Wonderlik. Nou, al jou werk impliseer ook die volgende goed. Al jou werk. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Nou sê ons, Vader, is onmoontlik om al die werk te doen. Is onmoontlik. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat is die implikasie van hierdie gebod? Hierdie gedeelte van die gebod wat sê, al jou werk. Al jou werk. Al jou werk impliseer die volgende. Nehemia 10 vers 31. Hoor nou al jou werk wat jy nou moet doen. Hoor nou hierdie. Dis so kosbaar. En as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die Sabbatdag te verkoop, hy kom nou daarvan af. Hiernatoe. Hierdie volke van die lande. Hulle bring koopware hiernatoe. En allerhande soorte koring om op die Sabbatdag te verkoop. Hulle bring dit daarvan af hiernatoe. Hoor, wat is die werk wat jy moet doen? Dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op 'n heilige dag nie. Liefdes, in die moderne dag waarin ons is, doen ons juist dit. Dit is vreeslik. Dat hierdie dag wat Vader vir ons gegee het, wat so 'n kosbare gedenkdag moet wees. 'n Gedenkdag. Hierdie dag wat ons so diep afsonder. Saam met hom. En die mense verdring en vertrap mekaar en die deur mekaar konglomerasie wat daar buitekant aan die gang is. En dat ons in die 7de jaar die land braak sou laat lê. Ek sê dit vandaan, jy mag seker uitsonderings in hierdie land wees. Maar die gejaag maak dat die aarde nie eens 'n rus kry nie. Ek lees in Levitikus 26 dat Vader sê, hy gaan alles afbreek sodat die aarde sy sabbatsrus kan kry.
Dis erg. So ons is glad nie in ritme nie. En die instelling van die Sabbat het nie net te maak met die gedenkdag nie. Die grond moet ook 'n rus hê. Elke 7de jaar moet jy hom laat rus. Elke 7de jaar moet jy nie die vrugte van die boom pluk nie. Ensomeer. Dis baie interessant dat die boom die jaar daarna dubbel die drag het, so hy vergoed vir die jaar wat jy hom nie gepluk het. Dis ongelooflik hoe Vader se goed gereël het. Maar niemand bly binne in hierdie orde. Almal wil met die almanak arm druk en vloek en skwel. Maar die intensie van Vader, die essensie van die Sabbat word nie geproe nie, word nie geleef nie, word nie besing nie, word nie aangeraak nie. Ons motiveer mekaar nie, ons aanbid nie saam op hierdie gedenkdag nie. Vreeslike besig. Die 4de puntjie is, en van elke skuldvordering afsien. Ek weet, dis die beste tyd, hier is manne wat skuld invorder. Hulle sê die beste tyd om die skuld in te vorder is Sondagmiddag. Dan kry jy die manne by die huis. Gaan vra 'n bietjie rond, jy sal dit sien. Vader sê, dis nie 'n dag om skuld in te vorder. Genade ons is lekker diep in die moeilikheid, geen wonder. Ou JZ regeer oor ons. Geen wonder. Dis is daar genoeg tyd beskikbaar gestel, sodat daar nie op die Sabbat gewerk hoef te word nie. Nou, Iskor sê, hulle kan nie daai hoogoond afskakel, Vrydagmiddag, en dan weer Maandag opskop nie. Daar's te veel skade en goed wat daar aangerig word. Hy moet bly brand. So, maar wat het die mens nou met homself aangevang? Hy het hom binne 'n plek ingewerk, waar hy konstant besig is, om vir die Elohim te sê, my belange is groter as u belange, ek doen hom nou maar so. Los Angeles in Amerika is 'n stad, wat nooit tot rus te kom. Die winkels is 24/7 oop. Ek weet, ek was daar. Kyk. Hier goed hou nie op nie. Dis net die nag en die dag wat verskil. Die strate is in die nag net so besig soos in die dag. Geen winkel is toe nie. Die winkels werk in skofte. Hulle is 24/7 oop, elke dag van die jaar. Nooddienste en genadeaksies is hier uitgesluit. Wat is 'n nooddiens? Wat is 'n nooddiens? Ek weet, jy sit nou vinnig en dink aan 'n klompie nooddienste. Dis reg. Daar's nooddienste wat verrig moet word en mag word. Want die barmhartige Samaritaan, hy het op die Sabbat nooddienste verrig. Of was die lamman nie in die nood nie? Was die malaatse nie in die nood nie? Was die man wat nie kon sien of kon hoor of wat nie kon praat nie, was dit nie 'n nooddiens wat hy verrig het nie? Sien, genadeaksies en nooddienste is so kosbaar belangrik in hierdie tyd. Dat jy's op die Sabbat, wanneer ons die gedenkdag het, waar ons mekaar kan praat oor die goed wat pla in ons lewe, wanneer ons in die teenwoordigheid van die Elohim is, dan word hierdie goed uitgesorteer. Hy wat sy diensknegt op die Sabbat laat werk, is so skuldig asof hy self gewerk het. Maklik, hoe Vader het vir ons een kant neergesit het om te verstaan. Sy majesteit sê dat hy die rus geheilig het. Hy het een kant neergesit. Hierdie rus, hierdie gedenkdag het hy een kant neergesit. Nou, iemand saam met my beweeg in die passie van hierdie oomblik.
Jy moet nou nie daar sit en jy verveel nie. Bly by my. Dis bitter kosbaar wat ons mee besig is. Hierdie is 'n gebod van die Elohim. As jy hom nie verstaan nie en jy hom nie kan instel in jou lewe nie, jy kan hom nie doen soos hy sê jy moet hom doen nie, dan is jy eintlik besig om hierdie gebod tersyde te stel en nou om watter rede wil jy dan enige ander gebod hou? So ons moet baie ernstig wees oor hierdie aangeleentheid. Dit beteken dat op die dag die gemoed en die liggaam moet rus in die teenwoordigheid van die Elohim. Hoekom? Want dit is hy wat ons gemoed verkoop. Dis reg? En so wanneer ons in hierdie rus ingaan om ons gemoed te laat verkoop, is ons liggaam ook besig om te rus en verkoop te word. Hoor jy dit? Daar gaan vir my gesê word, maar jy kan nie meer hierdie wêreld omdraai nie. Nee, ek weet ek kan nie, maar die Elohim gaan. Hy gaan. Hy gaan. Want die 7de dag is die Sabbat van die Elohim. Nie jou nie. Hy het vir jou 6 dae gegee, jy kan daar roer as jy wil. Nie heeltemal nie, hy het gesê hoe, ja, moet roer. Maar, die 7de dag sê hy, dan moet jy en ek by mekaar sit. Dan gedenk jy hierdie dag wat kom. Psalm 92 vers 5. En dit is wat ons vir mekaar moet sê op hierdie Sabbat. Hoor hoe mooi. En 'n mens hoor dit byna nooit. Maar hoor 'n bietjie hoe mooi sê hy dit. Want u het my bly gemaak. Ek wil net vanaand ietsie vra hier. Koning Dawid sê, u het my bly gemaak. Is hier so 'n getuienis? Terwyl hierdie wêreld hier buitekant in sy kanonnen gaan, kan ons mos by mekaar kom en sê, die Elohim het ons bly gemaak. Hoekom nie? Of ons is daar, of ons is nie daar. So dierbaar. Maar hy sê, Jahwe, deur u dade. Deur u dade. Wat sê hy? Hy sê, u het my bly gemaak. Met wat? Met u dade. Ek sien dit met my oë. En daar het 'n blydskap in my binnekant opgespring. Ek jubel oor die werke van die hande. Die Sabbat is ingestel nadat die planeet gerestoreer was. Die ewige Sabbat sal weer ingegaan word nadat die dispensasie van straf voltooi is en die uitverkorenes weer tot die beeld van Elohim gerestoreer is. Die kwessie rondom 'n sekere dag sal sekerlik nog 'n rukkie die rond te doen. Die manne gaan nog 'n bietjie arm druk oor 'n dag op die almanak. Dit is waar. Maar dis nie waaroor ons vanaand praat nie. Ons praat oor die gedenkdag. Ons praat oor die inhoud van die dag. Ons praat van wat het Vader gesê wat ons moet doen hier, sodat ons hierdie gedenkdag kan heilig voor sy aangesig. Wat doen ons om dit te doen? Daar is soveel verwarrende teorieë nou in die veld, in hierdie moderne tyd, wat almal het toegang tot die internet. Almal Google net klompie inligting, en daar gaan hy met hom. Maar hoor bietjie, dit skep net 'n menigte van gevolgtrekkings.
In plaas daarvan, dat ons dit eenvoudig hou. Die Elohim sê, 6 dae moet jy werk. Die 7de dag moet jy rus. Baie eenvoudig. Jy het nie Einstein nodig om dit vir jou uit te werk. Baie maklik. Ons sluit af. Jy moet dit saam met my lees. Dan hoor jy, dit is 16 versies. Ons gaan hom lees. Ons sluit hom so af. Hoor 'n bietjie hoe kosbaar is. Psalm 92 is 'n lied vir die Sabbatdag. Het jy dit geweet? Psalm 92 is 'n lied vir die Sabbatdag. Nou kom ons lees bietjie die lied. En ek wens iemand wil hom bereim en hom toon set. Dit is goed om Majesteit Jahwe te loof en tot eer van u naam te psalm sing, o Allerhoogste. Om in die môre u goedertierenheid te verkondig en u getrouheid in die nagte. By die 10-snarige instrumenten, by die harp, by snarespel op die siter, want u het my bly gemaak, o Elohim, deur u dade. Ek jubel oor die werke van u hande. Hoe groot is u werke, o Elohim, baie diep is u gedagtes. 'n dom mens weet dit nie en 'n dwaas verstaan dit nie. As die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Maar u is hoog verhewe tot in ewigheid, Majesteit Jahwe, want kyk, u vyande, o Elohim, want kyk, u vyande sal vergaan. Al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word. Maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Jy kan dit gerus onderstreep, dit is so kosbaar. En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voor lê. My ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van Majesteit Jahwe, sal hulle groei in die voorhoewe van ons Elohim. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Elohim reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Kyk hoe kosbaar, as jy Psalm 92 vat, en jy begin om so 'n bietjie met kruisverwysings werk, dan sien jy hoe geweldige impak maak Psalm 92. En hy sê, dit is die lied van die Sabbat. So dit wil vir my lyk op hierdie stadium, ten slotte, is dat niemand is bereid om dit te doen soos wat sy majesteit dit sê nie. Ons kan 'n dag kies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sit ons daar rond. Maar die dae wat aangeloop het, is dit gedoen soos wat die Elohim gesê het, jy moet dit doen. Ek vra net vanaand asseblief, die hele week haat jy jou naaste. Sondag gaan jy in die Sabbat in, Saterdag gaan jy in die Sabbat in, Vrydag gaan jy in die Sabbat in, Woensdag gaan jy in die Sabbat in. Wat se ding is dit? Dis 'n dooie oefening. Jy moet dit doen soos die Elohim sê. Die aanloop tot die Sabbatdag is enorm. Jy kan nou nie sê die son gaan Vrydag aand onder, daarom is die Saterdag weer 'n Sabbat. Dit werk nie so nie. Jy kan dit nie doen nie. Die gebooie van die Elohim loop aan na die Sabbat. Hoe het jy die gebooie gehanteer in die 6 dae wat verby is? Kom aan geliefdes, praat met my. Hoe is die gebooie gehanteer in die 6 dae voor die 7de dag? Hoe is dit gehanteer? Hoeveel valse getuienis was daar? Hoeveel godslasterlikheid, hoeveel egbreek, hoeveel bloedvermenging, hoeveel diefstal en steel en moord en doodslag, en hoeveel het begeer en hunker die vrou van sy naaste en sy vrou en sy naaste se goed, hoe? Deur die week, maar Sondag gaan hy kerk toe.
Kan jy sien? Die Sabbat impliseer iets anders as wat die mens gedink het dit moet wees. Dis hierdie dag wat ons mag hê, omdat ons gedoen het wat sy majesteit gesê het, tot daar. En dan kom ons by mekaar, en dan kan ons sê soos Psalm 92, U het my bly gemaak. As in my 6 dae wat ek gearbei het, dat ek al hierdie pragtige dinge in stand gehou, wat sy majesteit beveel het. Amen.